Baie welkom by vandag se oordeenking. Ons gesels hierdie week daaroor dat roeping nie net iets is wat jy doen nie, dit is iets wie jy is en al meer word. Wanneer 'n mens die woord roeping hoor, is jy geneig om te dink aan een of ander taak daar, terwyl dit waarskynlik eerder gaan oor wie ek hier is. My roeping is nie iets wat daar ver is, wat ek moet gaan ontdek nie. Dis veel eerder iets wat reeds binne in my ingebou is, waarvan ek moet bewus word. Maar soos jy waarskynlik met my sal saamstem, is dit nie so 'n eenvoudige taak nie. En dit kan vir baie mense 'n leeftyd neem. Wat bedoel ek as ek sê dat my roeping meer te doen het met wie ek is, as met wat ek doen? God het jou roeping reeds in jou ingeweef. Soos wat jy met ander woorde jouself beter leer ken en agterkom wat die essensie van jou bestaan is, sal jy ook stelselmatig begin agterkom wat die roeping is wat God aan jou gegee het. Daardie deel van sy droom wat hy op 'n unieke manier in jou ingebed het, waarmee jy iets van hom vir die wêreld kan bring. 'n Mens se roeping is ook nie staties nie, maar vloeibaar en kry nuwe gesigte en diepte soos die jare aanstap. Ons word dikwels in ons lewens gedryf deur wat ons glo ons veronderstel is om te wees en nie deur wie ons eintlik is nie. Parker Palmer sê hier oor: "One dwells with God by being faithful to one's nature. One crosses God by trying to be something one is not." Hierdie woorde daarmee te doen dat wanneer ek getrou is aan my unieke aard, is dit makliker om die beste weergawe van myself te wees, tot voordeel van ander en my roeping uit te leef. Wanneer ek ontrou is aan my aard, word ek baie maklik 'n ongesonde weergawe van myself, tot groot nadeel van myself en veral van ander. Die vraag is dus nie, wat is ek veronderstel om te doen met my lewe nie? Die vraag is eerder, wat is my aard en natuur? En hoe kan ek in my uniekheid wees, wie net ek vir die Here kan wees? Die ou verhaaltjie word vertel van Abba Zusha, wat aan die einde van sy dae vir mense gesê het: "Wanneer ek voor God staan, gaan hy nie vir my vra, Zusha, waarom was jy nie Moses nie? Of waarom was jy nie Elia? Of selfs die Christus nie? Hy gaan vra, Zusha, waarom was jy nie Zusha nie?" As jy na jou roeping soek, sonder om jou unieke aard in ag te neem, gaan jy waarskynlik sukkel om jou roeping te vind. Alles in die wêreld het 'n aard of 'n natuur wat vra om geëer te word. As die pottebakker nie die aard van die klei eer nie, sal die werk misluk. As die ingenieur nie die aard van die staal en die sement eer nie, sal die struktuur in mekaar sak. As die chef nie die aard van die bestanddele eer nie, gaan die kos oneetbaar wees. Of soos die bekende aanhaling sê, as jy 'n vis beoordeel volgens sy vermoë om te vlieg, sal hy reg deur sy lewe voel hy is nie goed genoeg nie. Kan jy sien dat God belangstel in jou drome en ideale en hartsbegeertes, in jou unieke aard, omdat dit die rou materiaal is, waardeur hy sy drome vir die werklikheid laat realiseer. Dis nie noodwendig altyd so voor die hand liggend nie, maar 'n mens kan stelselmatig by 'n plek kom, waar jy besef dat wie jy bedoel is om te wees op hierdie aarde, reeds in jou ingeprogrammeer is. Belangrike vrae wat 'n mens kan help om die polslag van jou roeping te vind, is vrae soos: waarna smag jy? Wat gee jou 'n kiek? Wanneer voel jy dat jou lewe sin maak? En wat is die diepste begeerte van jou hart? Daar's baie van ons wat nie behoorlik 'n vinger kan sit op presies wat my roeping nou eintlik is nie. Maar ek vermoed die meeste van ons weet min of meer wat ons roeping nie is nie. Dit op sigself help alreeds om darm min of meer die algemene rigting van my roeping te verstaan. So kan ek dan ten minste al sekere keuses maak wat my wegstuur van daardie dinge wat ek eintlik diep in myself weet nie vir my bedoel is nie. In Efesiërs 4 vers 1 staan daar: "Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het." Met hierdie woorde moedig Paulus ons aan dat ons lewe in praktyk sal pas by die koördinate van ons siele, by dit wat reeds in ons ingebou is. Dit gaan dus oor 'n lewenstyl,
oor daaglikse keuses en daaglikse praktyke wat my kan help om al meer in lyn te leef met my roeping. Praktyke wat my kan help om agter te kom wat my roeping is en my te help om die lewenswandel te onderskei wat in lyn met my roeping is, soos hierdie gedeelte sê. Dit is dinge soos langer en korter tye van afsondering, alleen en in stilte, om by God en jouself te wees. Sielstyd, waar jy in kontak kan kom met jou siel. Tyd in die natuur. Kreatiewe tyd, waar jy sonder die agendas van ander vir 'n rukkie vry kan asemhaal. Reflektiewe en onderskeidingspraktyke aan die einde van 'n dag of week, soos dagrefleksie, skryf in 'n joernaal, spirituele begeleiding en geloofsgesprekke met iemand wat jou op jou pad ondersteun. Al hierdie soort praktyke help my om nie net op die oppervlak van my lewe te leef nie, en die lewe maar met my te laat gebeur nie, maar om agter te kom dat ek al meer met intensie kan leef, omdat God iets van sy groter droom reeds in my ingeweef het. Jy dra reeds in jou diepste hartsbegeertes iets van God se eie hart vir sy wêreld. Dalk is dit tyd dat jy luister wat jou eie siel vir jou daaroor sê. Kom ons bid saam. Here Jesus, help my om al meer te ontdek hoe my unieke aard my juis in die posisie plaas om my roeping uit te leef en u droom vir u wêreld te help verwesenlik. Amen.